Kennis moet jy doen. So dis die rede hoekom iemand jou sal betaal om iets vir hulle te doen. En van alles kon ek net 4 maniere sien hoe mense jou sal betaal het vir geld, vir waarde toevoeging. Jy verkoop 'n produk, jy bied 'n diens aan, jy doen iets wat nie fisies is nie, maar jy arbeid, of jy verkoop inligting, jy betaal vir inligting wat hulle het, so skole en universiteite, of jy bou 'n stelsel wat werk wanneer jy nie werk nie, so wanneer jou geld vir jou werk, so dis dan basies bates, en goed as jy bou 'n besigheid, dat jy van wegstap, en alle mense daar sit, en daai besigheid is 'n bate vir jou, soos wat iemand 'n huis koop en 'n huis uitverhuur 'n bate, so dan is hy in dit is 'n besigheid 'n bate. So want jy kan wegstap, jy het hom van begin. So en hoekom het elkeen van julle onthou hoekom het julle besigheid begin? Wat is die rede hoekom jy 'n besigheid begin? Jy het 'n probleem ervaar wat jy beter kan oplos as ander. So wat jy so ek noem dit typies waarde loggie bou. B staan vir jy het 'n bepaalde en dan moet jy adresseer 'n probleem wat jy geïdentifiseer het, wat jy kan oplos wat ander mense nie oplos nie. Dan die O is vir jy het 'n oplossing. So jy het 'n oplossing wat jy vinniger en beter as ander kan doen, wat jy dan pakketeer in 'n spesifieke formaat wat jy dan aan hulle gee. En dan obviously jy moet 'n spesifieke mark hê, so jy dan afbetaal. So as jy dit dalk nie vir het is kospelig vir 'n ouer huis. So jy moet regtig identifiseer en beter geld maak. Maak dit sin vir staan. So as jy die is van ek het net gemaak van blou is jy jou skill set is jou kennis wat jy het om dit te los. Dan het jy nou 'n marketing. Jy het bemarking nodig. Jy het sales nodig. Dan het jy finansies nodig. Dis nou gesond wees, want as dan jy nie vir marketing betaal nie, of jy nie betaal vir jouself betaal, so jou finansies moet gesond wees. En dan het jy leierskap nodig, jy moet 'n visie hê vir hoekom doen jy dit? En dan het jy ondersteuning nodig, soos of software of masjinerie of personeel. Jy ondersteuning nodig in jou meeste besigheid of jy kan een van saak is medium besigheid of 'n groot operasie. Al daai 6 planne of integrasie of uitbreidingsuitdagings tot die sets. So as jy elkeen se vlak vat en jy normale en totaal, word jy optimale inkomste kan kry. Want hier is 'n waarde toevoeging tot die samelewing. En as jy enige van daai 6 vlakke 'n lekkasie het, dan bepaal dit. So as jy onder mekaar meng, al 1 weet jy nog steeds een soliede waarde. As enige van hulle 0.9, 0.8 of wat ook al, dan word jou waarde wat jy kan vra, of geld wat jy kan vra, want waarde toevoeging is 'n inkomste, want jy bied mos 'n beter tyd vir hulle dat jy dit gee, of so 'n waarde toevoeging is 'n inkomste. Maar inkomste is nie noodwendig cash flow nie. Want dan hier word van dit. Maar jou waarde wat jy dan toevoeg tot en met 'n besigheid is een van daai 6 vlakke. So wat ek kan nou vir mense doen en ek help hulle jy los op een van daai vlakke. So want dit is chaos. As hierdie blokkie nie mekaar is dit chaos. So jy help hulle net te identifiseer wat is die challenge wat hulle nou het. So jy wat die evalueer waar die lekkasies die meeste. Adresseer daai een punt, los op en bly doen jy die volgende punt sodat dit al hoe meer sodat jou waarde wat jy toevoeg op 1 uur so maksimaal kan uit. Dat jy met soveel as moontlik waarde 1 uur kan uitkoop. Dis soveel as moontlik mense, so vinnig as moontlik dat jy kan geld verdien. Want kom op praat van 'n get-rich scheme, maar dit is actually waaroor van besigheid. Dit gaan oor om so vinnig as moontlik so ryk as moontlik te word. En so lank as moontlik wettig moontlik ryk te bly. En dit is my filosofie. So maak soveel as moontlik wettig moontlik.
Hou soveel as moontlik wettig moontlik, help ander mense om soveel geld te maak aan hulle my geld uit. So daar so improve. Sonder geld kan ek nie ervaring hê nie. So geld koop vir jou opsies en beter opsies. So meer geld hê en beter opsies het jy. So die vraag is, het jy leierskap? Leierskap beteken, het jy 10 jaar, 5 jaar, 3 jaar, 1 jaar plan? Want jy moet 'n visie hê om te werk. So wat is jou bemarking? Het jy 'n avatar wat jy spesifiek identifiseer het? Hoe goed is jou sales skills? Hoe goed kan jy verkoop? Jou verkoop beteken nie upgrade jou as jy voor kliënte spesifiek vir 10 kliënte vir die een verkoop, of is dit elke tweede en ek moet net jy moet jou verkoopstegnieke verbeter. Dan finansies. Kan jy 30 dae sonder om vir die bank te vra oor hoe fasiliteit. Want jy moet 'n mate van finansiering hê. Die uitdaging is wat baie mense besef nie dat elke persoon is 'n besigheid en veel mense wat trou, eintlik twee besigheid, plus 'n vennootskap wat 'n derde besigheid is. En in daai koers sê moet jy alle vlakke moet jy verstaan dat geld maak dit makliker. Dis net dan die ander ene is ondersteuning. Wat is ondersteuning? Het jy 'n mentor? Het jy mense wat jou help? Jy moet personeel as jy alleen is. Dan moet jy met 'n mentor of jy moet sagte ware kry wat jou lewe en dan as jy AI van 'n relasie en almal as jy dit nie aanpas nie dan bly jy agter. Dit is 'n spirituele challenge wat die mens het. En dan die laaste ene, die vraag is die nou binne tyd. So hoe kan jy van môre se tyd verwag kry? Die punt is die kan word net 24 uur. So maar hoe kan jy daar 12 ure wat jy werk moet jy basies verdubbel? So die enigste manier is jy koop ander mense se tyd teen goedkoop en jy verkoop dit teen die wens op wagsaam. So dan is dit 24 maal iets. So dan hoeveel mense jy kry om vir jou in jou droom in te koop en jy maak hulle help hulle jy kan dit hulle uitdagings dan soek geld. So jy vir hulle geleentheid om geld te maak. So en jy vat net 'n wins boop dit. So op jou 24 uur het jy 'n plan, is jy beperk tot net soveel uur per dag. Maar as jy 24 uur sê, is jy beperk in hoeveel mense jy kan help. En dan die laaste ene van die tydwordings is dan 24 tot die nagtreks. Want as jy dan 'n struktuur vir die uit of 'n multiple besighede of 'n tipe organisasie of organigram wat jy dan meer mense, soos jy multiple besighede het, jy meer as 24x, so jy 'n onbeperkte hoeveelheid van môre se tyd op die vandag kan spandeer. Want as jy vir iemand werk, verkoop jy eintlik die toekoms vir vandag se geld. En dis die konsep. So, jy het meer tyd, meer waarde en geld met die waardetipes, as jy die tipes is eintlik in die wonderwerk tussen die twee. So jy het 'n verbeelding hoe om jou tyd 100% beter te gebruik, sodat jy dit maar verdubbel of vermenigvuldig en jy nog meer experiences te kry in die lewe. Dat jy meer ervaring, ou persoon het jy nou een van my mentors het vir my sê, hoekom jy te, want ek het hom vra, hoekom jy te sê om die goeie tye en slegte tye, want ek het tyd daarvan het baie slegte tye aanvaar, hoekom ek daardeur, sê die tye wat dit goed gaan, maak jy brand uit by mekaar as memories, sodat as dit swaar van wat die grond geswaap het, moes ek daai ou brand maar die warm te hou en word die veer, weer daai swaar by te share. So mens moet die hele tyd bou, elke dag as jy konflik nie wat het bou jy memories van dit, baie van die goed is wat mense sê, hulle wil geld hê, om seker te doen, maar 80% van alles wat ons doen, het nie geld nodig nie. Ons is net so vasgevang in 'n tronk met 'n deur wat nie regtig gesluit is nie, want jy is vasgevang in die eie omstandighede. Dit is nie leef nie. Want dit gaan ons oor tyd en geld, en dan moet ons meer geld kry, maar dit wil te lewe.
So, my studies uit, vra, maak dit sin, kom ek vra so, en sin van wat? Het jy jou opinie oor hoe die AI nuwe geleenthede geskep vir mense om geld te maak, so hulle werk? Ja, dit is 'n baie dieper ding as wat so net dit, maar daar is maniere. Kyk, as jy kom ons aan van die vrae wat by jou antwoord, maar wil nie teruggaan. In die generasies toe 100, 200 jaar terug was daar net boere in Suid-Afrika en almal het op die koöperasie verkoop. Die goed is al gekry. Maar toe kom met die industriële arena en wat het gebeur? Dit gemaksigtigheid van mense gekreë. So die boere het hulle plase verloor, want die kinders by die fabrieke gaan werk en in die stad gaan werk. So 'n sekere skillset het uitgesterf, maar almal het aangepas. En nou dieselfde met die revolusionêre veranderinge wat in daai tyd gebeur is, nou net ons 'n nuwe tipe ontwikkeling. So daar's van 'n klomp van die skillset van mense wat hulle werk gaan verloor. Dis normaal. Enige van ons AI nie opgedaag het nie, sal nog steeds skillsets want een ou ontwikkel iets nuuts en dan kom 'n ander ou se werk verloor. Maar hulle is ons eers dood aan die brood tipe effek. So AI gaan 'n klomp werke uitkanselleer, maar in daardie proses skep hy weer nuwe geleenthede. Want AI, wie is daar kan nog nie vir homself dink nie. Almal dink hy kan, maar hy is meer ons het nou vir die gesprek. Ons self educate jou met AI bots, maar hy kan nog nie alles doen. En so, maar iemand van daai dinge moet double check. So in plaas van dat 10 ouens nou een werk doen van 'n AI en 'n supervisor daai werk doen. So daar gaan 8 ouens wees wat miskien hulle werk verloor, maar dis die adaptability van mens wees. So ja, dit gaan, wat ek weet van 'n klomp maniere, en daar's woordes van 'n maniere, die geheim van almal het 'n skillset, want ons in die vertreks almal het 'n skillset. Jy kan daai skillset saam met AI gebruik om jou skillset te verkoop in 'n mate. En want ons het 'n minder mate van aanpassing nodig, maar daar's ouens wat nie skillset het nie. Want baie mense is anti-ontwikkeling, hulle stagneer en dan sit hulle skielik 20 jaar wat jy by 10 jaar voor aftrede, dan van die maatskappy se doen as almal kwaad. En maar dan wat het dan nou gedoen dat nooit opgegradeer en aangepas met nuwe goeders nie. So ja, ek dink AI gaan nie almal se werke vat vandag. Hy skep nuwe werke, maar net die ouens wat bereid is om te adapt gaan aanpas. En ek het 'n baie wesenlike probleem met werknemers, want ek was betrokke vroeër waar vroue werknemers vakbond wat mense ek sê vakbond is vir ons het vakbond en so maar die aktiwiteit dan van die vryslag. Want dan word mense sleg. En dan wanneer ons werk, ons moet ons besig hê dat ons skep werk, want ons het nie genoeg hande om werk te doen. En nou kom mense en hulle sê jy is verplig om te werk hier. Toe ek dan my werkgewer net wil, dan is my besigheid, maar nou het die werknemers soveel reg gekry dat dit actually boelie ons besigheidseienaars. Dit is daai selfde persoon wat ook daai ding kritiseer, wat kritiseer oor AI. Want hy's dis sleg op dit is nie maar dan lei om aan te pas. Bro, ek sal hoeveel keer in my lewe aanpas. Bro, elke keer heb ik nou een water aan vir en dan sit lekker net so weer toe te trek, want 80% is al klaar. Want dit is so baie ingebreek, maar ek dink, want jy moet so aanpas, elke keer moet jy weer werk en werk jou om die goede, so ja, antwoord die vraag, lang vraag. Jy het nou gesê van, jy moet jou besigheid kry op so plek dat jy dit kan vermenigvuldig en gesê kan soveel en soveel. So ek neem aan, jy het gesê, jou besigheid moet jy gereed kry om te kan skaal. Sal jy ons meer van dit vertel? Ja, kyk, wat is die doel van die besigheid? As jy 'n besigheid het, wil jy toch
is 'n bate. So die oorspronklike idee van 'n bate is ek wil wegstap. Maar oor die laaste 10 jaar het soveel 80% van besigheidseienaars of entrepreneurs kan nie wegstap nie, want eerstens het hy 'n mind shift nodig, want ek is die CEO. Maar ek het my besigheid so gestruktureer dat ek oor 5 jaar wil wegstap. Maar ek geniet wat ek doen. Ek hou daarvan geld te maak en ek hou daarvan geld te maak. Maar ek het iewers wil ek ook nie, ek seker nooit aftree nie. Ek wil seker, ons sê die laaste 6 jaar aftree. Maar ek kan nie, want daai besigheid jy wil wegstap van daai besigheid af. So jy moet vandag eendag besluit, koop jy 'n besigheid om te hou, of begin jy 'n besigheid om te hou, of koop jy of begin jy om te verkoop. As jy besluit om bou moet gaan as jy moet winsgewend is en om te verkoop, dis nie wat jy vra nie, maar dit sê jy ons. Die ander opsie is ek wil hierdie ding bou vir my kinders se kinders. So as jy 'n besigheid vir 20 jaar plus bou, dan bou jy op sodat jy iewers jy het net soveel kennis en jy kan net soveel groei. So iewers in die samelewing is daar iemand wat slimmer en beter is ek is in 'n spesifieke lyn. So ek sou graag my besigheid van so 'n aard leer nou hoef ek nie meer die bemarking so te dra nie. So ek wil maar aanstaan met bemarking toe. Ek wil nie meer alles sales werk nie, maar ek wil CEO wees. Ek wil die besigheid verkoop. So dan kry ek mense na genoeg geld om sales team aan te stel. En so het jy nader aan jou executive directors, maar jy is nog steeds CEO's. Maar nou sê ek het aandele in hierdie besigheid, so ek investeer in my besigheid. Soek 'n CEO wat my visie het, maar ek wil uitstree en daai CEO uit besigheid af. En dan stap jy uit, maar jou besigheid hardloop nog net soos wat dit is. En baie keer hoef jy nie noodwendig as 'n CEO uit te tree nie. Jou management team, as hy goed genoeg is, kan jy 3 maande op vakansie gaan en as jy terugkom, nee, is jy bonusie. Jy tot as jy die sisteem en die struktuur reg beplan. Maar die challenges is daar's almal wil 'n besigheid hê, maar niemand wil 'n ego in die swart druk nie. Want ons grootste probleem is ons ego. Want ek bedoel, in personal development as dan net so die draai van die personal development en not personal development. Ouer vir ander mense doen. Daar's 4 faktore in ons lewe wat ek moet leer om te beheer. Eerste is self, dis die ego. En dit gaan oor almal. Daar's nie een ou wat ek ken wat 'n ego probleem het, ons almal het 'n ego. Tweede is emosie kan leer. En emosies bepaal hoe jy met mense kommunikeer. So ons almal dra maskers, of jy daarvan hou of nie. Ons almal is steeds wanneer ons sê ons stap met 'n ander masker op die staan. Ons almal dra maskers, maar daai masker het 'n emosie gekoppel. En jy moet daai emosie kan beheer. Want jy praat met mense en jy wil hulle op 'n subtiele manier manipuleer om in te koop met jou droom vir jou te kom werk en vir jou geld te maak. So jy moet emosies kan beheer. So jy nou jou so jy het die tyd en jou wat jy wil hê, hoekom jy nie aard is, jou emosies jy kan mense beheer, dan moet jy die environment kan beheer. So as jy hierso bly, wie vind jy net al meer as een keer getrek en dan nie wat. En ver uit mekaar, so hoe daai habitat wat jy daar bly, is heeltemal anders. Die diere is anders, die winkels, jy kan nie van die hele mense waar jy bly assosieer met konsekwent in die lewe en jou environment herken en adapt tot om die beste van jou te kry. Dit is wes waar besigheid is in hierdie environment waar jy besigheid doen om te kan jy hê. En dan laastens is 'n uitkoms. Hoekom is jy op die aarde? Jy moet tog, as jy vandag te veel drink en jy val om die samfeer op, dan jy weet nie meer dink nie. Jy sê 150 op 'n dag sonder my nie kry bloed is dit nie ander mense se skuld nie. Jy het gebeur as 'n reël, so jy moet verantwoordelikheid neem vir jou besluite en aanpas oor wat jy wil hê. Jy moet daai 4 goeders in 'n menslikheid verstaan. Ja, want dit is jou geestelike dimensie, jou filosofies, evolusie met mense en dan jou liggaam te onderhou is die
scientific gedeelte. En dan saam met hierdie tipes met waardeelgeld verdien, dan kan jy nie 'n fout maak. Want ek wil sê, ek gebore was in 18 geword en my pa sê my nou so dat hy uiteindelik so dik boek gesê het, dis die lewe. Nou, daar steen met wat terwyl en eerder.